Ons sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Amen. U kan weer u plekke inneem. Ons skriflesing vanoggend is Filippense 1, vers 27 tot 30. Filippense 1, vers 27 tot 30, voordat ons saam lees uit die woord van die Here. Kom ons bid saam. Heilig, heilig is die Here God, almagtig, Vader, Seun en Heilige Gees. O Here, dit is in ootmoed, met die wete van ons eie verganklikheid, dat ons vanoggend hier voor U te staan kom, om in nederigheid voor U te kom, wanneer ons besef dat ons lewensdae opgeteken is, dat dit afgemeet is in die holte van die hand. Daarom bid ons, o Here, om U vertroosting, om U woord wat ons leer dat niemand kan ons uit die hand van ons Vader ruk nie, en dat daar geen magte of kragte, owerheid of siekte of dood kan skeiding bring tussen ons en U nie. En dat hierdie woorde van U skrif tot vertroosting sal wees, tot opbou. Daarom kom ons in aanbidding voor die Here wat ons gemaak het en vra Here dat U op hierdie oomblik sal wegneem dit wat skeiding maak tussen ons en U. In gedagtes, in emosie, in droefheid, sodat ons vandag getroos kan word deur die woord van die Here. Spreek U tot ons, want U kinders luister. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Filippense 1 vanaf vers 27. Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel, of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vasstaan en een van siel saamstry vir die geloof van die evangelie, en dat julle in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding, en dit van God, omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het, as wat julle in my gesien het, en nou van my hoor. Ons teksvers by hierdie gedeelte is vers 29, omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Paulus, liewe gemeente, praat met mense wat onder druk verkeer, in moeilike lewensomstandighede. Telkens as ek deur die Nuwe Testament lees en die mens lees waardeur die Christene moes gaan, wat hulle beleef het en moes verduur, dan besef ek selfs ons hier in die suidpunt van Afrika kla dikwels met 'n wit brood onder die arm. Dat ons dink ons lewens verkeer onder druk vanweë ander mense se besluite en optredes.
Maar as 'n mens hier lees waardeur hulle gaan, dan verkeer ons glad nie amper onder druk en uitdaging nie. Nou Paulus begin in hierdie gedeelte, en dit is 'n gedagte deur die boek Filippense, oor die burgerskap van mense aan die koninkryk van God. Dat hulle waardig moet leef in die koninkryk van God, want die koninkryk van God omspan alle grense, alle volke, alle tale en nasies. 'n begrip en konsep waarmee die mense van Filippi bekend was, vanweë talle van hulle se Romeinse burgerskap. Nou, Romeinse burgerskap is uit die aard van die saak verkry deur geboorte, iemand wie se vader en moeder Romeine was. Iemand kon Romeinse burgerskap vir homself koop. U sal onthou, daar in Handelinge lees ons van 'n gesprek tussen Paulus en die owerheid nadat hulle hom gegeesel het, en hy vir hulle vra, maar weet julle nie dat Romeinse burgers nie gegeesel mag word nie? En dat hy wat Paulus is, 'n Romeinse burger is volgens geboorte. Maar die owerheid, die man wat hom laat gesel het, en hy sê vir hom, jy het jou burgerskap gekoop. So vir 'n groot som geld aan die Romeinse Senaat kon jy burgerskap koop, en hierdie ou het in 'n regeringsposisie gekom omdat hy sy burgerskap gekoop het, nie volgens geboorte nie. Dan het talle van die manne wat as soldate diens gedoen het in die Romeinse weermag, nadat hulle 'n tyd lank goeie diens verrig het, deur die jare diens Romeinse status of burgerskap verkry. En dan word daar in die agtergrondgeskiedenis verduidelik dat in die gemeenskap van Filippi is daar 'n groot aantal van hierdie mense wat Romeinse burgerskap verkry het omdat hulle soldate was. So hulle was nie belangrike mense in die politieke samelewing nie, maar hulle het bepaalde voorregte geniet, waarop hulle kon aanspraak maak omdat hulle Romeinse burgers was. Buiten dat hulle daarop aanspraak kon maak, was daar vereistes gestel, omdat jy 'n Romeinse burger is. So moet jy nou leef. Jou leefstyl, jou loyaliteit teenoor Rome, in besonder dan die keiser, is van kritieke belang en waarde, en dat jy in geen opsig op so 'n manier kan en mag optree, dat die keiser en uit die aard van die saak Rome in 'n verleentheid gestel word nie. So hierdie begrip, dat jy 'n Romeinse onderdaan is, dat jy waardig moet lewe volgens jou Romeinse burgerskap, is vir die mense van Filippi goed bekend. Maar nou stel Paulus aan hulle wel die keersy daarvan, in 'n sekere sin wil ek sê die spieelbeeld. Want nou beroep hy hulle daarop dat hulle in Christus is. Dat hulle deur Jesus Christus aan die koninkryk van God behoort. En dat hulle nou waardig moet lewe vir die koninkryk van die hemele. Die implikasie daarvan is dat daar sekere praktyke is, godsdiensbeoefening, wat by die Romeine 'n vereiste was, nie meer aan deel geneem moet word nie. Hulle lewens moet weerspieël hulle nuwe lewe in Christus. Wanneer hy in vers 27 sê, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vas staan
en een van siel saam stry vir die geloof van die evangelie. Paulus skryf hierdie brief terwyl hy self in die tronk sit. So die implikasie is, as hy vir hulle in Filippi sê dat hulle waardig moet lewe onder moeilike omstandighede, moet hy wat Paulus is waardig lewe onder moeilike omstandighede, terwyl hy 'n gevangene is, wat nie baie aansprake en regte geniet het nie. Paulus, weet ons, was weliswaar 'n gevangene, in 'n sekere sin uit sy eie keuse, want hy het hom op die keiser beroep om voor die keiser te kom. Onthou, hulle wou hom laat gaan nadat hy eintlik valslik beskuldig is, en toe sê hy, maar hy beroep hom op die keiser, en as 'n Romeinse burger het hy die reg om dit te doen. Maar dis 'n baie riskante uitspraak om te maak, om te sê, ek beroep my op die keiser, want al is jy dan 'n Romeinse burger, en die keiser hou nie van wat hy hoor nie, dit staan hom nie aan nie, dan kan hy jou lewe beëindig, en dit is uiteindelik die pad wat Paulus geloop het. Maar sy besluit het hom daarby gebring om in die tronk te bly, om in 'n gevangene te bly. Baie van sy regte dan as Romeinse burger het hy prysgegee, terwille van die evangelie, terwille van die geleentheid om die evangelie in daardie opsig op die hoogste vlak te kan verkondig en uitleef as 'n getuie vir Jesus Christus. Die implikasie na die gemeente van Filippi is dat die besluit, bekering en belydenis en geloof van die lidmate van Filippi is 'n wilsbesluit om hulle nou te vereenselwig met Jesus Christus, en hy sê vir hulle, of hy by hulle is, of ek kom en julle sien, en of ek afwesig is, dat hulle nie net goeie burgers van die koninkryk van God sal wees, net omdat Paulus hulle kan sien, maar al is hy afwesig, ek sou wou sê, daar waar 'n ou jou kind alleen los, waar ek as pa hom nie kan sien nie, sal ek graag wil hê sy optrede moet nog steeds van so 'n aard wees, dat dit jou nie in 'n verleentheid stel nie. En dit is wat Paulus vir hulle sê, dat hulle optrede, hulle Christelike lewe, nie net in orde sal wees wanneer Paulus hulle sien, en vir hulle kan sê, jong, nee, eintlik hoor dit nie so nie. Maar die implikasie is dat daar druk op hulle sal kom, want daar sekere dinge wat Christene nie aan kon deelneem, nie kon ondersteun, wat 'n Romeinse burger van verwag is om te doen nie. Onder andere die keiser verering. Dis een van die maniere hoe die Romeine Christene, wil ek sê, uitgesniffel het, as hulle wonder oor iemand se geloofsoortuiging. Dan het hulle 'n geleentheid daar gestel, waar die keiser as ware aanbid moet word, want 'n Christen sal dit nie doen nie. Dan moet hy in die publiek, in die openbaar, 'n bepaalde standpunt inneem daarteen. En dan het dit vir hulle die geleentheid gegee om te sê, maar hy laster teen die keiser en is so 'n persoon in hegtenis geneem. Dis die omstandighede. En liewe broers en susters, ons is nie heeltemal in dieselfde situasie nie. Dit ontwikkel en dit vorder soos wat die jare aangaan, dat ons meer en meer onder druk geplaas word, dat ons opgeroep word om 'n standpunt in te neem. Tragiese is, in die kerklike omgewing in Suid-Afrika het hemelvaart sommer maar so eensklaps, sit nou met 'n handtekening of 'n uitspraak van die kalender verdwyn. En buiten dat dit nou as 'n vakansiedag weggevat is.
het die meeste Christene maar eintlik maar net opgehou om dit te vier. Ek onthou, ek was in die hoërskool toe die besluit geneem is, en daarom die koffietafelgesprekke het ooms en tannies in 'n sekere sin moord geblaas. Was woedend oor hoe kon hulle dit wegneem. Maar wat is dit nou omtrent 40 jaar later? Dieselfde ooms en tannies vier nie hemelvaart nie. Het gister bloot net nie eers 'n diens bygewoon nie. Daar waar daar nou geen, dis nie meer 'n vakansiedag nie, dis nou 'n opoffering om jou Christendom uit te leef. Om 'n dag se verlof in te sit, om by die kerkdiens te kon wees. Byvoorbeeld, om te sê, ons vier die koningskap van Jesus Christus. Daarom dat ek sê, ons Christendom kom meer en meer onder druk. Waar elkeen van ons wat leef, definitiewe keuse sal moet uitoefen oor hoe ons leef in die eerste plek as Christene. In die land en in die wêreld van vandag. Die druk raak op verskeie fronte meer en meer. Die vraag kan ook daarom gevra word, hoe leef ons wanneer ander beproewinge oor ons pad kom? Daar is beproewinge wat oor ons pad kom wat nie die gevolg is van ons Christendom nie, maar vanweë lewensomstandighede, vanweë die sondeval. Wat bedoel ek daarmee as ek sê vanweë die sondeval? Siekte kom nie noodwendig oor my as gevolg van wetgewing van die owerheid nie, maar as gevolg van die gebrokenheid van hierdie wêreld, vanweë die sondeval. Jakobus beskryf dit op daardie wyse wanneer hy skryf, en onthou, hy skryf vir mense in soortgelyke omstandighede as die in Filippi. Mense wat onder druk verkeer vanweë hulle Christendom. En wat vir my altyd opmerklik is van Jakobus se brief, is, hy het nie eers 'n lang relaas wanneer hy vir hulle skryf, ag sies tog hoe sleg gaan dit met julle, en hoe haglik is die omstandighede waaronder julle moet leef, en iemand beskryf Jakobus se brief is soos 'n besoek aan die tandarts. As 'n ou daar by die tandarts kom en hy tandpyn al vir meer as 'n week aan mekaar, dan wil jy nie hê die tandarts moet eers met jou praat oor die weer en die ekonomie en La Nina en El Nino en wat alles nie. Jy weet dit wat hy nou gaan doen, gaan jou seermaak. Jy is nie lus daarvoor nie, maar asseblief doen dit en kry dit oor en verby. Druk nou maar daai spuit in. Ek gaan nou sê op my tande byt en dit kan jy ook nie eers doen nie. Maar kry dit oor en verby, trek daar die tand dat die infeksie kan opklaar. Iemand beskryf dis wat Jakobus doen. Maar nou kom hy in Jakobus 1 vers 2 tot 4 en hy sê, ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproefdheid van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. In vers 2 beskryf hy sê, hy praat van allerhande versoekinge. Met ander woorde, daar's 'n verskeidenheid van goed wat gebeur. Die vervolging wat iemand deurmaak omdat hy of sy 'n Christen is, maar dan nou ook so liggaamlike siekte en swakheid en ontberinge. Die versoekinge, as hy die woord allerhande gebruik, sluit enige iets in wat die lewe vir ons moeilik maak. En dan kwalifiseer Jakobus verder en hy sê, hierdie beproewing van julle geloof bewerk lydsaamheid. Daardie woord beproewing gaan weer op toetse wat gedoen word. Toetse in die een kant om te sien, soos wat iemand 'n produk sal ontwikkel, as 'n mens dink aan
aan dakkappe. Kan die ouens vir jou sê, maar as jy hom nou van hierdie hout maak, of hy so dik, kan hy soveel gewig dra. Natuurlik, as jy die materiaal verander, hoe meer gewig hy kan dra, as jou gebou hoër gaan in die struktuur, watter staal en watter sement mengsels moet gebruik word, sodat hierdie gebou 10 of 15 verdiepings kan opgaan. Die toetse wat gedoen word, die woord verder beproewing het ook daarmee aan die ander kant van oefening. Nou kan ons weer dink aan 'n atleet wat sy liggaam oefen en kondisioneer, en hoe harder en meer gereeld hy oefen, hoe sterker word hy. Dis wat daardie woord beproewing ook behels. Nou kan hy meer verduur, meer verdra, langer uithou in moeilike omstandighede. Die uiteinde beskryf Jakobus, hy sê die lydsaamheid, die beproewinge, die versoekinge waarin ons kom, se einddoel is sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees. So die som totaal van gebeurlikhede in ons lewens, die som totaal van teestand, of dit nou die owerheid is, en of dit bloot vanweë die sondeval is, en ek wil my net kwalifiseer hier, dat iemand nie weggaan om te sê, maar my het 'n man nou sonde gedoen, en nou het hy hierdie aaklige afgryslike siekte gekry nie. Dis nie wat ek sê nie. Die sondeval se gevolg is ook siektes soos kanker. Nie iets wat jy per se gedoen het nie, maar omdat ons leef op hierdie aarde, is ons liggame gebroke. Leef ons in 'n gefalle wêreld. Die einddoel daarvan beskryf Jakobus, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees. Hierby kan ek nou aansluit by wat Paulus in Filippense skryf, dat dit genadiglik gegee is om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Die een deel wat ons baie graag omarm, is om in Jesus Christus te glo. Maar daardie laaste gedeelte van vers 29 wil ons heel dikwels so 'n bietjie wegskuif. Ons wat in omstandighede bly dat ons nie kan sê lyding waardeur ons gaan is as gevolg van ons geloof nie. Ek dink ons verwysingsraamwerk is heel dikwels, ons dink aan mense in die Midde-Ooste, waar moslems hoofsaaklik leef, en daar moet Christene ly. En daar moet hulle vrede maak met hulle omstandighede, en moet hulle waardiglik die evangelie leef, terwyl hulle vir hulle geloof vervolg word. Dan verdwyn dit so 'n bietjie uit ons gedagte uit, dat wanneer ons ly op hierdie aarde, en nie nou net per se omdat ons Christene is nie, maar vanweë die gebrokenheid van hierdie wêreld, deur siekte as gevolg daarvan, dat dit iets anders is. En vanoggend wil ek vir u sê dat dit nie noodwendig iets anders is nie. Die mense in die vervolgde wêreld ly vir hulle geloof vanweë die sondeval. Dis die kort en lank daarvan, nie noodwendig as gevolg van 'n ander geloof nie. Die katalisator, kan ek sê, wat die lyding veroorsaak, is ander geloofsisteem. Maar is daardie geloofsisteem nie per se die oorsaak nie. Die sondeval is die oorsaak. Die afvalligheid van God. Die gebrokenheid van hierdie wêreld. Daarom kan ek ook dit so aan u stel, dat wanneer Christene ly vanweë siekte,
Dit is as gevolg van die gebrokenheid. En dat ons nou waardiglik sal lei. Tot 'n getuienis. Onomwonde, en ek dink aan 'n oom hier by ons in die gemeente, wat aan sommige van die sou bekend gewees het, toe my vrou sy vir hom vra, of per geleentheid vir hom vra, hoe dit met hom gaan, terwyl hy ook self 'n stryd het met kanker, toe sê hy van, nee, dit gaan nie goed vandag nie, dit is moeilik. Sê, maar my lyding weeg nie op teen die lyding wat Jesus Christus deurgegaan het nie. My swaar kry en my liggaam wat afgebreek word, weeg nie op teen sy liggaam wat gebreek is en gekruisig is nie. En dat sy lyding vir my die ewige lewe bewerk. Dat hy onomwonde vir ons kon getuig. Wanneer hy hierdie lewe aflê, dan neem hy die ewige lewe op. Ek het in die jare in die bediening meer dikwels langs beddens gesit, met ooms en tannies, broers en susters gesprekke gevoer, wat in daardie liggaamlike swaar kry. Ek dink vir my die evangelie helderder en duideliker kon getuig, as wat ek in 100 preke aan mense kan verduidelik, sonder dat hulle een woord noodwendig aan my sê. Nooit gekla nie, ek het 'n oom geken, ook hier by ons in die gemeente, wat 'n soldaat was. Sommige van die sal hom ook geken het. En terwyl sy liggaam ook deur kanker uitgemergel word, het dit altyd vir my voorgekom soos wat 'n soldaat reg is om opgeroep te word tot diens in sy land. Was hy daar met 'n gebroke liggaam reg om opgeroep te word vir die ewige lewe. Meer as bereid om dit op te neem en gereed daarvoor. Dit getuig van iemand wat Paulus sê waardig is en gegee is om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Ek kan vanoggend vir u sê dat ek nou nie, aan die een kant nie kan sê, ek het Anton nou vir jare en jare geken nie, ek het hom 10 jaar terug al omtrent, toe ek die eerste keer by Radio Rosestad betrokke geraak het, hom daar leer ken in die hoedanigheid by die radiostasie, en van tyd tot tyd in daardie hoedanigheid, toe hy nog daar was, betrokke was, gesprekke gevoer, en kon ook, wat nou sê, vir oulaas saam met hom huisbesoek doen. En dat ek in daardie opsig kan getuig, dat ek nie 'n man ontmoet het wat kwaad was, wat opstandig was, wat verwytend was, vir die lyding wat hy moet deurgaan en moes verduur nie. Vir die bepaalde ongemak wat daarmee saamgaan nie. Want dit is wat ware Christenskap van ons vereis, om waardiglik te ly, ter wille van die evangelie. Om in ons swakste oomblikke waardige getuies te wees, want weet jy wat het ons? Wat die woord van die Here vir ons leer. Die Here Jesus spreek hierdie woorde, en dit is vir my so kosbaar, daar in Johannes 5, vers 24 en 25, hy sê vir die mense, voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe, en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Hy sê, het oorgegaan, die wat my woord hoor en dit glo. Hy sê nie, hulle sal eendag die ewige lewe hê nie. Hy sê, hulle het oorgegaan. Vers 25 beskryf dit so, ek sê vir julle, daar is 'n uur en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit gehoor het, sal lewe. Nou die implikasie van wat hy hier skryf is, die Here Jesus, dit gaan oor hier en nou, die wat my woord hoor, het nou oorgegaan.
van hierdie lewe tot die ewige lewe, en dan in vers 25 gaan dit daaroor dat, en hulle sal oorgaan. Dit mag dalk bietjie verwarrend klink, maar die wat glo in Jesus, die wat hulle lewe aan hom onderwerp, het reeds die ewige lewe. Dan is dit 'n kwessie van tyd, dat ons die sterflike liggaam aflê, soos wat Paulus beskryf in 1 Korintiërs 15, die aardse liggaam, dat ons hom aflê, by die laaste bassein, by die geklank, met 'n oogknip, sal hierdie sterflike liggaam verander word in 'n onsterflike liggaam. So elkeen van ons wat hier sit, wat glo in Jesus Christus, wat so leef dat ons waardig is die evangelie waarmee ons geroep is, as 'n getuienis, het die ewige lewe. En dat wanneer ons laaste bassein geblaas word, met 'n oogwink, ons hierdie verganklike, sterflike liggaam gaan aflê en beklee word met onsterflikheid. Dis ons troos, dis ons hoop. Dis wat die apostel Paulus vir die gemeente getuig. Wat het hulle? Hulle burgerskap in die hemel, met die belydenis van geloof. Wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Dis ons troos vir die wat ons ken, vir ons geliefdes, wat sterf in Jesus Christus, sal lewe al het hulle gesterwe. Daar in 1 Korintiërs 15 vers 58, dan kom Paulus en hy sê vir die gemeente, staan dan vas, waardiglik die roeping waarmee julle geroep is. Roep hy die gemeente in Filippi op, leef julle Christenskap uit, dat dit in hierdie wêreld 'n getuienis is, dat julle burgers van die koninkryk van die hemele is. Liewe gemeente, ons troos daarin, oom Piet, Armand, Sylvia, familie, vriende, is dat ons geliefdes wat sterf in Jesus Christus, lewe, al het hulle gesterwe. Ons wat vanoggend hier is, kom ons leef standvastig, waardig die roeping waarmee ons geroep is, al is dit dan ook om te ly in Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Here en Hemelvader, ons kom in aanbidding voor U. Here, en ons bely dat daar mense is wat regtig onder moeilike omstandighede verkeer. Geestelik, liggaamlik, vanweë druk en uitdagings uit verskillende oorde, waar dit swaar is om as Christen te leef, by die werk, by die huis, in die gemeenskap. En ek bid vir elkeen van hulle, dat ons nie sal soog onder die druk, onder vernedering en veragting nie, dat ons nie aan hierdie wêreld gelykvormig sal word nie, maar dat ons vernuwe sal word, versterk in Jesus Christus. Dat U ons geloof vir ons sal bevestig, dat niemand ons uit die hand van ons Vader kan ruk nie. Ek bid dit daarom ook vanoggend so vir oom Piet en sy familie, dat daar die troos ook daar sal wees. Dat ons treur, maar nie soos hulle wat geen hoop het nie. Omdat ons hoop
in Jesus Christus is, wat ook die dode opwek. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Armand gaan dan aan die kom voorhou die huldeblyk en die bedankings. Ons gee dan ook vir hom die geleentheid. Dankie, Armand. Kom ons staan, dan sing ons saam gesang 249, daar in die blaadjie aangedui, verse 1, 2 en 3. Dan kan ons bly staan vir die seënbede, en dan nooi ons u vir verversings na afloop van die diens. Die gordyn nou is hier toe, maar sou net so by die deur uitgaan en dadelik linksom na die saal toe, dan is u welkom om daar saam ietsie te geniet. Kom ons staan, dan sing ons saam gesang 249. O Heer my God, as ek in hier bied wonder, en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe hy dit
elke dag so onderhou. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe vlei grasse, stroom en wind. O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles. En U sorg dag na dag vir my U kind. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. En vers 3 ook asseblief dan nie. Vers 3. Die seën word deel in ons gebroke wêreld. Sy koningsheerskappy, Hy maak ons deel, wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Kom ons bid om die seën van die Here. Almagtige Heer en Hemelvader, ons bid dat U die dood vir ewig sal vernietig. Here, ons dank U dat U die trane van alle aangesigte afvee en dat U die smaad van U volk van die aarde af weggeneem het, soos wat U dit gespreek het. Ons wag op U, o Here, dat U ons verlos, dat ons kan juig en bly wees oor U hulp. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons is dan hier afgehandel. U is welkom vir verversings in die saal.